Halleluja, goeiemiddag broers en susters, welkom by Huis van Gebed. Ja, ons kanaal is maar Huis van Gebed, want dit is waar ons lewe, ons liefde lê. Ons liefde lê in die Here. En ja, deur gebed is daar wonderwerke, deur gebed is jy in een met die Here, want dan is jou hart in gebed, en jou lewe is in gebed, en jou gehoor is ingestel om te hoor wat die woorde van die Here, jou siel en jou gees lewe, en jou liggaam is onderdanig, jou vlees is onderdanig, want jou gees is besig met die Here, en dit is wat so belangrik is. Ek het nou so gesit en wonder, Here, wat wil jy hê, moet ek vanoggend of vanmiddag oor praat, en ek dink dit is jou gebedslewe. Hoe is jou gebedslewe vandag, broers en susters? Glo ons werklik waar uit ons hart uit, laat die Here ons hoor. Besef ons werklik waar, daar is nie 'n skeiding tussen ons en die Here nie, mits jy nog nie jou hart vir die Here gegee het nie. Want sodra jy jou hart vir die Here gee, dan is die skeiding weg, die muur is afgebreek. Ek dink wat so mooi is, hy sê, ons is so bevoorreg om in die allerheiligste in te gaan. Jesus toe op die kruis gesterf het, is die voorhangsel geskeur. En dis nie net meer die hoëpriester wat by God die Vader kan uitkom nie. U en ek kan vandag in alle liefde in die allerheiligste van God gaan staan. In gebed, in ons gees, en vir die Here vra en vir Here dankie sê vir Jesus wat vir ons die volmaakte prys betaal het op die kruis. Want was dit nie vir die Here gewees nie, dan het ons soveel verloor, en weer vanoggend kom het net by my op, daai finale woorde van die Here toe hy vir die Vader gesê het, dis volbring. Die volmaakte prys is volbring. Die Here het alles betaal. Daar, ons skuld die wêreld niks nie. God het die volmaakte prys vir u en vir my betaal, sodat ons vandag in alle vrymoedigheid in die naam van Jesus Christus voor die altaar van God kan gaan staan en sê, Here, dankie. Dankie Vader vir die liefde en die genade en die barmhartigheid. Ja, dat staan nie in die woord nie. Ek het nou al in die woord gelees. Nêrens in die woord sê dis maklik om 'n kind van die Here te wees nie. Daar's altyd stryd, daar's altyd storms in jou lewe. Maar dit is eintlik om ons te bemoedig. Want hoe groter die storm in jou lewe is, hoe groter is jy 'n kind van die Here. Hoe groter kind van die Here is jy. Hoe groter is die gees van God in jou. Want die vyand sal nie 'n storm groot maak as jy nie 'n groot kind van die Here is nie, as die gees van God nie groot in u lewe is nie, as jou hele lewe nie om die Here draai nie, want hoe meer jou lewe om die Here draai, hoe groter raak die storm in jou lewe, en hoe meer val hy jou aan, want partymal gaan die demone terug en sê, ons kom nie deur nie, daar's net nie 'n plek wat ons kan inkom nie, en dan raak ek opgewonde om te weet, Here, die demone gaan nou na die duiwel toe, en hulle gaan report nou dat ons kan nie deurkom nie, daar's net nie 'n plek waar ons kan inkom nie, en dan kom die duiwel, en hy kom in sy krag wat hy nog dink hy het, maar Jesus Christus het vir ons die autoriteit gegee van Jesus, van die bloed van die lam, in die naam van Jesus, want daar's krag in die bloed van die Here, daar's krag in die naam van Jesus Christus, en die vyand weet dit, en solank ons dit stilhou en dit nie gebruik nie, dan dis jy demone weghardloop, want hulle hardloop weg, want hulle weet daar is krag in die naam van die Here, hulle weet daar is krag in die naam van Jesus Christus, hulle weet, jy kan hom uitdryf, jy kan sy siekte uitdryf, jy kan hom bind, sy werke bind, sy kettinge breek, want dis die salwing van God, wat bo alle kragte kom, en hy ons losmaak van die wêreld, en ons innooi in sy koninkryk in, want Jesus sê, ek staan voor jou deur en klop, 24 ure 'n dag, as jy nog nie die Here aangeneem het nie, as jy nog nie jou deur oopgemaak het vir die Here en die broers en susters, is dit nou die regte tyd om jou deur oop te maak. En hoe hoor jy die stem van die Here, as jy kind van die Here is, as jy werklik ware wedergebore Christen is, as jy werklik ware die Here lief het, as daar verhouding tussen u en die Here is, dan hoor jy dit in jou hart. Die Here praat op verskillende maniere met mense.
of uit die woord uit van God, of in jou hart, of deur mense, of deur 'n boek wat jy lees. Saam help praat die Here manifesteer homself in jou lewe, dat jy weet jy is 'n kind van God. Ek sê altyd dat daai stemmetjie, die ou mense het gesê, as jou gewete jou aankla, as daai stemmetjie stil raak, dan moet jy weet. En ja, dit is net great om te weet dat mense kind van die Here is, en die voorreg wat ons het om net te gaan staan voor die Here en vir Here te sê dankie. Dankie vir 'n dag soos vandag. Hier by ons waai die wind, en ek dink dit is wat my aangemoedig het. Hy sê, die wind waai, maar jy weet nie waar die wind vandaan kom nie, en waarheen die wind gaan nie. Ek weet, ons kan sien wat se kan die takke van die bome waai en goed, maar waar kom die wind vandaan? Waar gaan die wind heen? En dis hoe die gees van die Here is. Daar's 'n koortjie wat hy sê, He's coming by this moment. Reach out and touch the Lord. Die Here is altyd net daar, so dis, ons moet net uitreik en die Here aanraak en sê, Here, ek het U nodig. Ek het nodig dat die wind van God deur my waai. Laat daar ook reën in my liggaam kom, Here. Laat die Heilige Gees ook in my lewe kan reën. Want wind waai die wolke in. Wind bring die reën. Die ou mense altyd gesê, die stilte voor die storm. Dis doodstil. Die son brand jou dood, en dan ewe skielik, dan kom daar net 'n wind. En na die wind dan kom die wolke. En daai omstandighede verander. Ja, ek raak so opgewonde as ek hoor van die reëns in die Karoo, en dan raak jy bly en jy is dankbaar teenoor die Here, want daai boere, baie kinders dalk het nog nooit reën gesien in die Karoo nie. Ek weet, my sussie het op in die Kalahari gebly in Namibië, en ek weet, dan was daar tye van jare wat verby gegaan het, wat hulle nooit reën gesien het nie. En dan kom die reën net, en jy het nie baie reën nodig nie, en dan kom die gras op, en dan is dit daai goue gras oor die rooi duine, en dis die God wat ons dien is. As jy nou dink, dis werklik droog in jou lewe, dat jou gees is droog. Wanneer laas het jy die Here gevra om die reëns te stuur? Dat ons lees, en ek sê, dat die oes is al oorryp. Broers en susters, hy sê, die lande is, die oes is ryp, maar die arbeiders is min. Maar daar kom 'n tyd wat die oes oorryp is, wanneer die vrugte uit die bome uitval en vrot word. Ben, wat probeer jy sê ek, wat ek aan my gees optel is, terwyl jy ryp in die bome, terwyl jy ryp is, en daai geel perske is nou net reg om ingelê te word in die Here. In plek om gepluk te word, dan val hy perske af en hy gelê op die grond en hy word sleg en die wurms vreet hom op. My broers en susters, terwyl ons kans het by die Here, terwyl ons nog in die wingerd hang, terwyl ons nog 'n korrel van daai druiwetros van die Here is, kom ons maak reg met die Here, kom ons vergewe, want vergewe, dit laat jou net, jou hart net oop. Spreek mense net vry wat iets teen jou het, wat jy weet iemand het iets teen jou. Spreek hulle net vry in die naam van die Here. Spreek daai vloeke wat iemand in jou lewe, oor jou lewe kon gestuur het. Verbreek elke vloek in die naam van die Here, want dis die autoriteit wat Jesus Christus ons gegee het, is om elke vloek te kan bind en te kan breek, om elke demoon te kan dryf na bodemlose put toe. Dis om die bevryding te kry in die naam van Jesus Christus. Is Here, hier's ek my God, gebruik vir my. En dan baie maal wonder ons, in wat maak 'n saak in wat die Here ons gebruik, solank ons gebruik word deur die Here. Wat so voor, dis so 'n muis om te dink, Here, ek word deur U gebruik, al staan ek net voor die deur van die kerk en verwelkom U
om in die huis van die Here te kom. Al staan ek net om vir u te sê, die Here is lief vir u. Al is ek vanmiddag net hier om vir u te sê, weet jy wat my broers en susters, vir elke siel wat gered word op hierdie aarde, die juig die engele in die hemel, want daar's nog 'n siel. Daar's nog 'n siel vir die Here. Daar's nog 'n siel vir die Here. Daar's nog 'n siel vir die Here. Ek dink aan daai een film wat ek gekyk het van die ou wat sonder vuurwapen toegelaat is in die oorlog, en hy was die enigste een wat al ooit dit toegelaat het. En in die nag, toe die Japaneese hom nie meer kon gesien het nie, en het gehoor hoe sy broers wat gewond en goeie skree en 'n steen het hulle gevat op sy skouer en gedra en vasgemaak in die tou, en daar in die kom ons sê maar die randjie laat afsak het tot op die grond, en die soldaat en loswak het opgetrek en dan sê hy, Lord, just one more. En dan gaan hy en hy gaan kry nog iemand, hy maak hom vas in dat sak, just one more, Lord, en hy gaan, Here, die hele tyd was dit, Here, net nog een, net nog een, en baie maal kom met in my hart op, Here, net nog een siel vir die koninkryk van God, want die vyand is besig om die siele van God so te beroof, so, hy kry jy in 'n plek waar jy vertroetel word in jou ore, wat dit vir jou voel, hierso voel ek welkom. Maar my broer en susters, as die Here nie welkom is in daai plek nie, dan is hy nie daar welkom nie. Dan is jy op die verkeerde plek. As Jesus Christus nie die koning is van daai kerk nie, dan is jy in die verkeerde kerk. My broers en susters, as hulle nie die woord van die Here verkondig, soos wat die Bybel dit sê nie, dan is jy in die verkeerde plek. Kom ons kom uit daar uit, en Here, ek wil ook een van daai wees. Dat ek net nog iemand kan red en sê, Here, just one more, nog net een meer, Here, nog net een meer. En die volgende oggend sê hulle weet nie wie dit is nie, daar tot gewonde Chinese of Japaneese daaronder gekom. Hy het almal wat gesteen en kreen het, hy het net al opgetel en gevat, en sy hande was ene bloedmassa, soos hy daai toue laat sak het en die toue opgetrek het, en hoe die Here deur hom gewerk het, dit het nie by hom saak gemaak, is dit nou die vyand, en of is dit nou een van sy mede soldaat, en nog 'n burger, nog 'n Amerikaner is nie. Hy het almal wat die hulp nodig gehad het, het gaan help, want hy was 'n medic, en hy het almal net afgestuur, en hulle sê, hulle weet nie wie is dit nie, en toe hulle daar kom, toe is dit die man wat sonder 'n vuurwapen was, maar die vuurwapen in hom was die Here gewees. En kom ons gebruik die Here en sê, Here, gebruik vir my ook soos dat jy daai man gebruik het, net nog een meer vir die koninkryk van God. Here, mag ek vandag my lewe met u reg maak. Mag ek vandag my hart se deure oopmaak en sê, Here, kom in my lewe in. Mag ek vandag, Here, uitroep en sê, Here, ek het u nodig. Weet jy, my broers en susters, dan gaan 'n tyd kom wat jou rykdom nie jou koninkryk of jou ewigheid kan betaal nie. Jy kan hoeveel geld hê in hierdie wêreld, jy kan hoeveel besighede hê in hierdie wêreld, jy kan alles hê in hierdie wêreld, maar as jy nie God het jy niks nie, want dan is jy verlore, my broer en suster. Van die dag as die Here hy boek open, en jou naam is nie daar binne nie, dan kan jy nie omdraai en sê, laat ek gou net gaan regmaak nie. Want ons het nou die oomblik, ons het nou die tyd, om te sê, Here, net nog een, Here, net nog een vir die koninkryk van God, net nog een, Here, net nog een. Broers en susters, ek raak so opgewonde in my gees, om te dink vir elke een siel wat gewen word op hierdie aarde, juig die engele, want dan is daar nog een vir die koninkryk van God. Nog een as hy die hande van die vyand uitgeruk, nog een, dis al, Here, net nog een. As hierdie boodskap gaan, en daar word net een siel gered, Here, dan was dit die moeite werd, net vir nog een, Here. En ja, dis waaroor huis van gebed gaan, dit gaan oor gebed, dit gaan om onsself voor die Here te stel, as werktuig, werkende, wat kan 'n mens dit nou noem,
instrumente in die hande van die Here te wees. Laat ons net kan intree vir ons broers en susters, net vir nog een siel, Here, want daai een siel is belangrik vir die Here. Daar is nie 'n siel wat nie belangrik is vir God nie. U kan vandag dink dat ek is nie goed genoeg nie, nee my broers en susters. Daar almal is goed genoeg vir die Here. Daar is niemand te sleg vir God nie. Die Here is lief vir u, net soos u is, maar nie vir u sondes nie. God is nie lief vir sondes nie, want hy is nie sonde nie. Maar hy is lief vir u en vir my. En dis ons plig as medebroers en susters in die Here om die woord uit te dra en te sê Jesus Christus het die prys op Golgotha betaal, op die kruis vir ons almal. Hy is nie aannemer van 'n persoon nie. Hy het elkeen ewe lief. Kom ons sê vandag vir die Here, dankie Here dat hy een van daai is wat net kan die woord uitdra en gesê net een. As elke een van ons net een kan bereik vir die Here. Broers en susters, hoe moet dit in die hemel klink? As elke ene, net een siel, vertel van die liefde van die Here, en dat daar hoop en genade is. Want die genade van die Here is vir ons almal. Die Here stuur niemand weg. Die Here sê vir niemand gaan nie. Die Here roep vir almal, hy sê, want hulle ken my stem. My skape ken my stem. Kom ons raak skape van die Here, kom ons luister na die stem van die Here. Kom ons doen dit wat God op ons harte wees. Kom ons wees soos die wind wat hier buite waai. Ons weet nie waar kom hy vandaan nie. Ons weet nie waar toe gaan hy nie. Maar een ding weet ek, die waai wind hier buite. Dit weet ek. Soos daai wind waai, so is daar 'n God in die hemel. Want dit is sy wind wat daar waai. Halleluja. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie. Dankie vir die wind wat hier buite waai, Here. Dankie vir die koel lug vandag in Palaborwa. Here, laat ons nie uitskroei nie, laat ons nie so warm kry nie. En ons is opgewonde, ons is dankbaar vir die wind wat waai en die reën wat val. En die reën wat U gestuur het. Here, baie dankie vir die reën wat U stuur in plek wat baie droog is. En Here, dan weet ons, daar is nog plekke wat reën nodig het, my God, en U weet dit. En Here, die woord sê, as jy jouself verootmoedig, dan sal die Here, God, na jou luister. En Here, vanmôre is daar, ek weet plaasboere wat uitroep en sê, Here, dit is werklik droog, ek het reën nodig. Die diere het reën nodig, die veld het reën nodig. Ons siele het reën nodig, my Here. Mag U reën ook in ons siele val vanmôre, in ons gees. Want die woord praat van die laat reëns wat kom. Here, mag dit ook in ons lewens kom. Mag ons ook opgewonde raak vir elke siel wat gered word. Here, want ek was nie te sleg vir U gewees nie. U het my uit die modderslijk opgetel en my gewas in die bloed van die lam. En Here, U het sy liefde in my hart gesit vir mense daar buite, om te sê, weet jy wat, U is nooit te sleg vir die Here nie. Die vyand sal vir jou miskien wil sê dat daar is nie plek vir jou nie. Maar die Here sê, ek gaan om vir jou, vir U en vir my 'n plek voor te berei. En as die plek voorberei is, kom my en kom haal ons. En die Here is nie iemand wat sal lieg nie, die Here praat net waarheid. Want God is nie 'n God van sonde nie, hy is 'n God van vergifnis en liefde. God haat sonde. En moenie laat die duiwel vir u vandag sê, dis nie moeite werd nie, die Here is lief vir u. Mag die vrede vir die Here met u wees. Here, ek spreek seën oor elke broer en suster in die naam van Jesus Christus. En baie dankie dat u ingeskakel het by Huis van Gebed. As jy 'n versoek nodig het, gebed nodig het, my telefoonnommer is op Huis van Gebed. Jy kan op YouTube kyk en prys die Here. Shalom.